Ons wat vandag hier by mekaar is hier om van U te kan leer, ja, om te hoor wat U wil is. En Here, ons is ook hier om dit huis toe te vat en deel van ons lewe te gaan maak, sodat ons 'n verskil in hierdie wêreld kan gaan maak. Here, maar ons kom na U toe vanoggend en vra ons ook vir U, dat U ook vir ons daardie krag en wysheid sal gee, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê, sodat ons dit kan vat en kan gaan uitleef. Daarom vra ons vir U, maak ons rustig, maak ons harte oop, sodat ons U wil sal kan hoor. Amen. Ons lees vanoggend uit 1 Korintiërs 13 uit, 'n baie bekende gedeelte van die Bybel. Ek lees voor. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ek ken al die geheimenisse en ek besit al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek wat ek het aan ander uit en al gee ek my liggaam prys om my daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belange nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken mekaar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raadselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde bly hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Geliefdes, vir sommige van ons hou ons van die idee dat ons van mekaar verskil. Ja, dit is vir ons lekker om te weet dat ons almal nie dieselfde is nie. Maar dan maak dit sekerlik ook sin om te sê dat daar van ons is wat dan ook senuweeagtig raak, omdat nie almal soos ons dink en soos ons voel en soos ons redeneer nie. Ja, ons raak senuweeagtig om te weet dat daar mense is wat van ons verskil. Maar geliefdes, op die ou einde moet ons eintlik vir mekaar sê, ons elkeen verskil van mekaar. Ja, ons dink anderste, ons leef anderste, ons doen dinge anderste as mekaar. Maar nietemin, Paulus het dit ook geweet. Paulus is juis eintlik met dit in sy agterkop besig, wanneer hy hier vir ons 'n boodskap skryf. In die vorige hoofstuk 12, is Paulus eintlik besig om die beeld van die een liggaam, wat uit verskillende lede bestaan, vir hierdie gelowiges van Korinthe uit te beeld. Paulus probeer eintlik so as te ware vir hulle sê, al verskil ons van mekaar, is ons nog steeds besig om een beeld uit te leef. Ja, ons is tog nog steeds besig daarmee. Ons wat vanoggend hier by mekaar
Al verskil ons hoe baie van mekaar, tog het ons ook vanoggend een gemeenskaplikheid, en dit is God. Uiteraard kom Paulus eintlik in 1 Korintiërs 13, en dan is hy nog steeds besig om hierdie gedagte dat ons van mekaar verskil uit te dra. Paulus probeer dit nog steeds onder ons aandag bring. Ja, ons ontvang elkeen verskillende gawes. Ons noem dit geestelike gawes. En al verskil hierdie geestelike gawes so baie van mekaar, is dit God wat dit vir ons gegee het met een doel. En dit is om hierdie donker wêreld waarin ons leef op 'n unieke manier te probeer verlig. As ons gaan kyk na die Ou Testament en wat die Ou Testament net vlugtig oor gawes en die Gees sê, dan verstaan ons dat in die Ou Testament is die Heilige Gees maar vir 'n tydelike tyd vir sekere volgelinge van God gegee, sodat hulle eintlik maar net 'n bepaalde taak moes kon doen. Maar almal het nie die Heilige Gees ontvang nie. Maar dan kom ons by die Nuwe Testament, waar Jesus totaal en al alles kom verander het. Jesus het totaal en al vir ons 'n vernuwing gebring. Want dan lees ons in Handelinge, waar ons duidelik raak lees, dat almal wat kinders van die Here is, elke gelowige, het die Heilige Gees ontvang. En saam met die Heilige Gees wat elke gelowige ontvang het, ontvang elke gelowige ook 'n geestelike gawe, wat hy of sy dan so moet gebruik. Aangesien die Nuwe Testament eintlik soveel uitsprake en verduidelikings van die geestelike gawes maak, is dit eintlik vir ons 'n boodskap dat ons daardie gawes moet identifiseer en dit moet gebruik om in hierdie wêreld waarin ons leef te kan gaan uitleef. Maar gawes op 'n eie gedagte, geliefdes, is ook maar 'n saak waarvan ons verskillende emosies en ervarings het. Ja, party van ons is baie gemaklik met ons geestelike gawes, want ons weet dood eenvoudig wat dit is. Aan die ander hand kan ons sê, party van ons is glad nie gemaklik daarvan nie, want ons ontdek nog self of is nog in die soektog om te wil weet watter gawe het God vir ons gegee. Maar tog, geliefdes, ons word ook nog steeds op unieke maniere blootgestel aan geestelike gawes. Dood eenvoudig, omdat ons familie en vriende het wat in ander kerke is. Familie en vriende wat anders te voel oor geestelike gawes, wat anders te verstaan rondom dit. Maar as ons God se woord vat, dan lees ons baie duidelik raak hoe Paulus vir ons sê, wat ons moet doen met ons geestelike gawes, hoe ons dit moet verstaan, hoe ons dit moet benader in die lewe wat ons hier leef. Paulus kom eintlik en dan bou hy nog steeds voort al reeds van hoofstuk 8 af, om hierdie gemeente in Korinthe te kan behartig met 'n goeie boodskap. Hy besef dat hierdie gemeente in Korinthe het gedink dat hulle is beter as ander mense, want hulle kon in tale praat. En die feit dat hulle in tale gepraat het, het hulle gedink hulle is beter as ander mense. Hulle het gedink hulle is meer geseënd as ander mense. En daarom besef Paulus, iets groots en uiters belangrik skiet eintlik tekort hier. Paulus weet dat hy sommer maar nie net kan praat en hulle sal verstaan nie. Paulus besef dat hy moet werklik oordryf met dit wat in sy hart is, wat hy vir hierdie mense wil leer in Korinthe. Daarom skryf Paulus in 'n hiperbool om te kan oordryf, om werklik tot die punt te kom, sodat hierdie gelowiges kan verstaan die passie wat hy het, en dat hulle moet die regte boodskap hiervan ontvang. Omdat Paulus so oordryf oor dit wat hy vir hulle wil sê, verstaan ons dat Paulus hoef dan dood eenvoudig nie vir hulle te sê in watse tale hy alles kan praat nie. Maar tog lees ons dat daar verskillende tale was wat mense destyds gepraat het. In die eerste plek was daar tale van engele gewees, wat verstaan is dood eenvoudig dat dit 'n taal is, 'n hemelse taal, wat eintlik van die gode afkomstig was. Maar in die tweede plek was daar dan ook onverstaanbare tale,
wat mense dood eenvoudig in tempels gepraat het. 'n Taal wat jy gekry het om te praat, spesifiek byvoorbeeld in die tempel van Apollo in Delphi gewees. Maar Paulus kom en hy gebruik homself as 'n voorbeeld. Hy begin eintlik by dit wat vir die gemeente belangrik is. Vir die gemeente is dit belangrik om in tale kan praat. Dit is half asof dit hulle status is waarop hulle die lewe leef en die uitkyk na die wêreld toe hê. Paulus begin daar en sê, ons moet, alhoewel ons in tale praat, is daar nog iets wat ons moet weet. Ons moet besef, Paulus was ook 'n kind van sy tyd gewees. Paulus het ook in tale gepraat, maar, sê Paulus, as 'n mens in tale praat, maar 'n mens doen dit in liefde nie, dan is dit maar net so goed dat 'n mens 'n stuk brons is, wat maar net raas, en 'n simbool is, wat maar net klingel. Paulus kom eintlik en dan sê hy, dat as ons oor God praat, bly dit 'n misterie. God wat vir 'n mens 'n misterie is oor dit wat hy doen. Al het Paulus al die geloof in die wêreld, al loop Paulus met hierdie geloof en doen wonderlike dinge in die wêreld, maar hy doen dit nie in liefde nie, dan beteken dit niks. Paulus sê selfs, al verkoop ek al my besittings, al word ek op 'n brandstapel geplaas, al word ek aan die brand gesteek of al sterf ek, maar ek het dit wat ek gedoen het nie in liefde gedoen nie, dan beteken dit niks. Paulus gee klomp voorbeelde in hoofstuk 13, en al hierdie voorbeelde handel eintlik oor een saak, en hierdie een saak is die liefde. Ek dink, Paulus was so op dreef gewees om vir hierdie gemeente te kan verduidelik oor presies wat op sy hart lê, dat hy homself vir 'n oomblik moes onderbreek, om te kan sê wat hy werklik bedoel met hierdie liefde. Daarom sê hy wat liefde is en wat dit nie is nie. Want alles wat die liefde is wie God is. Jesus Christus het self vir ons kom wys wat liefde is. Daarom kom Paulus en hy skryf dit so mooi. Hy sê, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Ja, die liefde blaas nie op soos 'n brilpadda en is kwaad nie. Paulus verwys eintlik hier na die gemeente wat gedink het dat hulle kennis het en dat hulle 'n trappie hoër is as ander mense. Maar Paulus kom juis en dan sê hy, as hulle so dink, as hulle dink hulle is beter, dan kan hulle dalk lyk asof hulle beter is, maar op die ou einde is dit eintlik maar pure wind. Dis niks, dis verniet. Want as daar nie liefde is nie, is daar niks. Geliefdes, liefde en onreg staan teenoor mekaar. Liefde en onreg gaan nie saam nie, maar liefde en die waarheid staan langs mekaar. Ja, die liefde is nie noodwendig bly oor wat die waarheid is nie, maar die liefde en die waarheid staan saam. Dit gaan saam, want vir Paulus is die waarheid hand aan hand gekoppel aan wat liefde is. As 'n mens in liefde leef, beteken dit dat 'n mens eerlik gaan wees, dat 'n mens die waarheid sal kan uitleef. Daarom skryf hy so baie duidelik om te sê, dat die liefde bedek alles. Dit glo alles, hoop alles, verdra alles. Uit hierdie eenvoudige vers sien ons sommer baie duidelik hoe Paulus oordryf en hoe hy hiperbool gebruik om te kan sê wat op sy hart lê. Ons besef dat aangesien hierdie liefde en waarheid hand aan hand met mekaar is, besef ons dan duidelik dat almal en alles hoef nie hand aan mekaar te wees nie. Met ander woorde, almal hoef nie alles van iemand te weet nie. As ons liefde in ons harte dra, dan is dit ons wat juis nie mense gaan ontbloot nie. Dis ons wat nie mense gaan skinder oor mense nie. Dis ons wat nie gaan dink dat ons is beter as ander mense nie. Om in alles te glo, beteken juis dat die liefde nie naïef is nie.
Om in alles te glo is juist dat ons nie maar net vir sommer aanvaar nie. Om in alles te glo, aanvaar ons die beste in ander. Ons vertrou daarop. Om in alles te hoop beteken juist dat die liefde soek altyd die betere uit. Ja, die liefde probeer altyd opbou eerder as om af te breek. Om in alles te verdra beteken juist dat die liefde loop daardie ekstra myl. Die liefde staan vas en dra mekaar, selfs al is daar tye wat moeilik is. Geliefdes, daarom is die liefde juist nie iets waarop ons of op jouself en eie belange gefokus is nie. Die liefde waarvan ons hier leer, gaan oor God. God is liefde. God leer ons wat liefde is en wat dit beteken. Geliefdes, eintlik is dit eenvoudig, want dit wat vir hierdie gemeente in Korinthe belangrik is, skryf Paulus ook sommer baie eerlik, om te sê, maar dit gaan ook verbygaan. Ja, al is dit om God se woord te kan verkondig, al is dit 'n gawe van baie kennis, of om in tale te praat, wanneer hierdie bedeling van ons verby is, bly dit agter. Maar daar's een ding wat nie agterbly nie. Dis die liefde. God kom eintlik en sê, ons op aarde is eintlik maar net deel van 'n baie klein deeltjie van wat ons werklik verstaan. Maak nie saak dit wat ons uitvind nie. Al ons ontdekkings, al ons uitvindsels, al die patente, die navorsing, die inligting wat ons kan versamel hier op aarde, alles is maar eintlik tog tydelik. Want wanneer ons deel op aarde verby is, beteken dit dat ons dit nie saamvat nie. Ons vat maar sleg die liefde saam. Paulus kom eintlik en dan gebruik homself nog steeds as 'n voorbeeld en hy sê baie mooi, toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Paulus is eintlik besig om die gemeente op die vingers te tik, om juis vir hulle te sê, dat hulle moenie besig wees met dinge van kinders nie. Om te dink jy is beter as ander, is jy eintlik soos 'n kind. En daarom sê Paulus, dit is dinge wat vergete moet wees. Maar ons leer vir Paulus ken as 'n man, wat eintlik 'n verskriklike lang asem het. Paulus in die Bybel van wie ek leer, is 'n man wat sal praat en verduidelik, tot hy alles wat op sy hart was, uitgegee het en uitgelê het. En daarom besef ek, Paulus gebruik dan nog 'n beeld om saam te vat oor presies wat op sy hart lê. En daarom vat hy dit saam in 'n beeld van 'n dowwe spieël. Spieëls in die Bybelse tyd was juist nie iets soos wat ons vandag dit het nie. Nee, in die Bybelse tyd was dit maar gepoleerde bronsplate gewees. In die Bybelse tyd kon hulle wel hulle self mooi in daardie gepoleerde bronsplate sien, maar tog was daar nog steeds 'n probleem gewees. 'n Probleem dat hierdie spieelbeeld nooit die totale omvang kon uitbeeld nie. Hierdie spieelbeeld het eintlik maar net altyd weerkaats dit wat aan die buitekant was, dit wat vir in 'n oomblik in daardie bronsplaat gestaar het. Paulus besef, dit is eintlik hoe die wêreld is. Die wêreld is 'n spieelbeeld wat maar net die buitekant wys. Dit is ons wat God se kinders is, wat moet wys hoe die binnekant is. Wat moet wys wat liefde is om dit uit te gaan leef. Ja, die groot vraag wat ons eintlik vandag vir mekaar moet vra, is maar hoe bring ek dit alles by mekaar? Hoe bring ek en leef ek hierdie liefde uit in 'n wêreld wat totaal en al anderste is? Hoe maak ek wat 'n kind van die Here is, 'n gelowige wat hier in Heidelberg woon, hoe kan ek seker maak dat my optredes geskied in liefde? Dat dit optredes is wat uitgeleef word in 'n beeld
dat die wêreld kan verstaan, maar God woon in my hart. My antwoord kan ek dan nie eintlik anders doen nie, maar as om te sê dat in hierdie deeltjie waarin ons leef, dit wat ons bereik, dit wat ons doen, is geloof eintlik maar die enigste manier hoe ons in liefde dit by mekaar sal kan uitbring. Geloof gaan juis maak dat dit die rede moet wees hoekom ek iemand anderste in liefde hanteer. Hoekom ek dit wat ek ontvang het in liefde gaan uitleef. Paulus is baie eerlik om te sê, hierdie liefde is die liefde wat moet sterk staan. In die begin van die erediens was die fokus juis gewees op ons as mense wat verskil van mekaar. Tog verstaan ek, as ons as mense so baie van mekaar verskil, dan maak dit vanoggend vir my 100% sin om te sê, dit is dan ook die redes hoekom ons verskillende geestelike gawes ontvang het. Elkeen van ons gawes wat ons van God ontvang, is nie dieselfde nie. Party van ons het die gawes om in tale te praat, ander het kennis, ander kan weer die woord verkondig. Hierdie gawes bly van mekaar verskil. Maar maak nie saak wat ons gawe is nie. Maar mag dit wees dat hierdie gawes in liefde uitgeleef sal word. Want hierdie liefde waarvan ons in 1 Korintiërs 13 leer, is nie 'n teorie liefde nie. Dis nie boekliefde nie. Dis 'n leefstyl wat elkeen van ons te harte moet neem. Hierdie leefstyl sluit juis aan daarby. Al verskil ons hoe van mekaar en ons het een doel waarop ons gerig is dit om daardie een liggaam van Christus te kan volleef. Romeine 12 sê dit eintlik so mooi. Ons lees dit juis in Romeine 12 vers 4 tot 6. Ons besit elkeen een liggaam wat uit baie ledemate bestaan en wat elkeen sy eie spesifieke funksie is. Net so is dit ook met Christus se liggaam. Al is ons baie, vorm ons saam een liggaam, omdat ons aan Christus verbind is. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. Watter gawe ek of jy dalk ontvang het, maak nie dat dit 'n status aan ons gee nie. Maak nie dat ek of jy beter is as iemand anderste nie. Die gawe wat God vir ons gegee het, is 'n gawe wat ons kan gebruik om lig te gaan maak in 'n wêreld wat dit baie donker is. Want gawes word juis vir ons gegee, sodat ons eintlik die kerk kan opbou, sodat ons die kerk kan sigbaar maak in 'n wêreld. Ek kan nie anders nie, maar as om aan Moeder Teresa te dink, wanneer ek ook aan hierdie gawes en liefde dink. Moeder Teresa het geleef met 3 begrippe, wat sy die lewe voluit aangepak het. Hierdie 3 begrippe was diens aan die medemens gewees, dit was nederigheid gewees, en dit was ook die liefde vir God gewees. Hierdie 3 begrippe het sy altyd toegepas met wat sy gedoen het. Ons weet dat Moeder Teresa 'n verskriklike groot verskil gemaak het in 'n wêreld waar baie mense God raak gesien het en tot God bekeer het. Liefde was juis altyd die rede gewees hoekom sy gedoen het dit wat sy wel gedoen het. Jou liefde is juis die toets of 'n gemeente besig is met God of nie. Liefde is al wat saak maak. Waar daar liefde is, daar is God die Heer. Mag dit wees dat ons elkeen God se liefde sal beleef. Mag dit wees dat die gawe wat ons ook ontvang het, dat ons dit sal gebruik om in liefde 'n verskil in hierdie wêreld te gaan maak. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse God en Vader, ons besef dat die woordjie liefde so baie keer eenvoudig gebruik word. Maar Here, die betekenis van dit wat U vir ons leer daarvan,
is so groot dat ons eintlik nie altyd verstaan wat dit werklik beteken nie. Daarom, Here, besef ons dat hierdie opdrag 'n groot opdrag is. Mag dit wees, Here, dat ons die krag het om in liefde ons gawes te gaan uitleef. Dat ons, maak nie saak dit wat ons van U ontvang het, dat ons 'n verskil kan gaan maak in 'n wêreld nie. Here, ek dink dat dit wel liefde is wat U so uniek maak. U is 'n God van liefde. U is 'n God wat na ons toe uitreik in liefde. U is 'n God wat soveel genade en vrede vir ons gee. En daarvoor is ons so dankbaar. Here, ons besef, as ons gaan kyk na ander godsdienste, dan is dit ander gelowe wat tog sekere dinge moet doen om aan hulle God goed genoeg te kan wees. Maar vir U is dit glad nie so nie. U het ons elkeen lief, vir wie ons is, hoe ons is. En daarom, Here, kom sê ons dankie. Daarom, Here, kom ons vanoggend ook na U toe en ons kom sê, dankie dat ons U kinders is. En dat ons 'n verhouding met U kan hê. En dat ons eerlik voor U kan staan. Here, wees saam met ons, dat ons hierdie week 'n verskil kan gaan maak. 'n Verskil in liefde, sodat die wêreld kan sien wat U is en hoe U is. En dat die woordjie liefde 'n ander betekenis kan kry. Here, ons bid dit, U wat ons God is, U wat almagtig is, U wat die begin en die einde is. Amen.